Groet in die mooie naam van Jesus Christus. Die Here seën elke individu wat ingeskakel is. Van waar jy ook al ingeskakel is, die Here seën julle. Die Here seën julle. Vandag wil ek hierdie woord saam met julle deel, die opstanding uit die dode. En vandag wil ek hê ons moet kyk en waarderend wees teenoor die Here vir die geleentheid wat die Here ons gegee het, God ons gegee het, om deel te wees van die opstanding, om deel te wees van Christus, om deel te wees van sy groot reddingsplan, prys die naam van die Here. Nou, ons weet Christus Jesus het aarde toe gekom vir een doel, en dit was vir ek en u. Jesaja sê hy was gedeurboor terwille van ons se oortredinge. En vandag, eintlik elke Sondag, is daar 'n herdenkingsdiens. Die diens wat ons noem erediens is ook 'n herdenkingsdiens, om nie te vergeet wat Christus vir ons gekom doen het nie. En wanneer ons nagmaal het, wanneer ons hierdie sakrament nagmaal deurgaan, en ons doen dit tot eer van sy sterfte en opstanding. Prys die naam van die Here. En hy sê, so dikwels as wat julle hierdie beker uit drink, en hierdie brood eet, doen dit tot my gedagtenis. Dink aan my, moenie vergeet van wat ek vir julle gedoen het nie, prys die Here. Ons is almal mense, ons almal weet, daar's een lot voor ons, en dis die dood. Dis iets wat ons nie kan escape nie. Prys die Here. Dis iets wat ons nie kan escape nie, maar ons het nie nodig om die dood te escape nie, en ons het nie nodig om bang te wees vir die dood nie. Want ons het Christus Jesus. Ons het 'n belofte in God. Ons het 'n belofte van God. Ons het die bloed van Christus. En die Bybel sê ons is duur gekoop deur die bloed van Christus. God wil ons toelaat om deel te wees van sy seun. God wil ons toelaat om deel te wees van sy koninkryk. God wil ons toelaat om deel te wees van hierdie wonderbaarlike journey in Christus Jesus. Prys die naam van die Here. Vandag wil ek begin in hierdie skrifgedeelte. Vandag wil ek begin in hierdie skrifgedeelte. Prys die Here. In Korintiërs 15 vers 21 en 22. Die Bybel lees as volg. Die woord sê: aangesien die dood deur 'n mens gekom het, het die opstanding van die dooies ook deur 'n mens gekom. Aangesien die dood deur 'n mens gekom het, so sal die opstanding uit die dode ook deur 'n mens kom. Nou ons weet hoe dat God saam met Adam en Eva gepraat het en vir Adam en Eva gesê het, hulle moenie van hierdie vrug eet nie. En as hulle van hierdie vrug eet, sal hulle sterwe. Die apostel Paulus kom en hy skryf vir ons en hy sê vir ons, hierdie ding wat ons noem die dood, sterfte, het gekom deur 'n mens. En die opstanding uit die dode sal ook kom deur 'n mens. Prys die Here. Hoe bevoorreg is ons om in hierdie dag te lewe? Hoe bevoorreg is ons om deel te wees van Christus? Julle sien, is so verskriklik moeilik om iemand te oortuig om te bekeer. Is so verskriklik moeilik vir iemand om tot die oortuiging te kom om te bekeer. Hierbaar is as so wonderbaarlike dinge, as so baie dinge wat ons verniet kry in Christus. Dis wat die Bybel sê, kom drink melk en hier's heuning, verniet. Dis wat ons ervaar in Christus. Ons ervaar hierdie wonderbaarlike regverdigmaking. Ons ervaar heiligmaking. Ons ervaar ewigheid. Ons ervaar die liefde van God deur die besnydenis van die Heilige Gees. Dis die wonderbaarlike dinge wat ons ondervind en ervaar in Christus Jesus. En hier kom die apostel Paulus en hy sê vir ons, julle gaan sterwe, omdat sterfte is iets wat ingekom het deur 'n mens, maar let wel, julle sal ook opstaan. Want opstanding uit die dode is ook bewerkstellig deur 'n mens, prys die naam van die Here. Hoe wonderbaarlik is dit nie? Hoe wonderbaarlik is dit nie? En ek lees verder vers 22 sê, net soos almal deur hulle verbondenheid met Adam sterf. Net soos almal met hulle verbondenheid, deur hulle verbondenheid met Adam sterwe. So sal almal in Christus lewend gemaak word. As een ding wat ek en u deel saam met Adam, en dis hierdie bloed wat in ons are is. En dit verbond ons. As 'n verbintenis tussen ons en Adam. Net soos wat Adam gesterwe het, so sal ons vlees ook sterwe. Maar dis goeie nuus. As jy in Christus is, sal jy net soos Christus opgestaan het uit die dode, so sal jy ook opstaan uit die dode. Net soos ons 'n verbintenis het met Adam, so kan ons ook vandag 'n verbintenis met Christus maak, en in sy liggaam bly, en in sy liggaam lewe, en die wonderlike beloftes van God geniet in sy liggaam. Net soos wat Adam gesterwe het, so sal ons sterwe, want daar's 'n verbondenheid, daar's 'n verbintenis, ons het dieselfde bloed. Maar net soos wat Christus in 'n verheerlikte liggaam opgestaan uit die dode, so sal hulle
wat in Christus is, opstaan met 'n verheerlikte liggaam. Prys die naam van die Here. Die apostel sê, net soos wat die dood gekom het deur een mens, deur 'n mens, so sal lewe kom, ewige lewe kom deur 'n mens. Prys die naam van die Here. Hierdie is die beloftes wat God aan ons gemaak het, hierdie is die beloftes wat aan ons gemaak word, dis die beloftes waarin ons moet beweeg, dis die beloftes wat ons glo, dis ons fondasie in Christendom. Net soos wat Christus uit die doodheid opgestaan het, so sal ek en u uit die doodheid opstaan. Dis waar ons gegrond is, prys die Here. Meestal, of meer gegrond, in die liefde van God. Julle sien, as die apostel Paulus sê, hy sê, as Christus nie uit die doodheid opgestaan het nie, dan beteken dit, ons predikasie is nutteloos, ons geloof is nutteloos. Hy sê, dan beteken dit, ons geloof, ons predikasie is nutteloos. Ek is hier om vir iemand te kom sê, hierdie wonderlike woord, is so wonderbaarlik, dat al sou nie een van die dinge gebeur met my as individu nie, maar ek kan steeds in eerbied van hierdie wêreld af afskeiding neem, want ek het in hierdie woord gelewe, wat my geleer het, om my naaste lief te hê soos myself. Ek het in hierdie woord gelewe, wat hy my gesê het, oh, buddy Jesus, om die mens wat jy sien, meer lief te hê, of lief te hê, as wat jy 'n onsigbare wese lief hê. Want dis die liefde van God, is om mekaar lief te hê. Die liefde van God, is om mekaar lief te hê. Maar ons weet Christus Jesus lewe. Ons weet Christus Jesus lewe. Die Bybel sê, en nadat hy gesterf het hierdie spesifieke vroue gekom na sy disippels, en hulle kom sê, maar ons het hom gesien, die graf is leeg, die steen is weggerol, die graf is leeg. En hulle sê, nee, het kan nie waar wees nie. Spesifieke individu sê, nee, alvorens ek nie kan my vinger in sy hand steek waar die gate is nie, is hierdie nie die waarheid nie. En die Bybel sê, hy verskyn toe aan hulle en hy loop deur die muur, hy loop deur 'n muur en verskyn aan hulle. En hy vat sy hand en hy sit sy hand daar. En van daai dag af, het hy geglo. Christus Jesus wat na sy opstanding nog steeds kom verskyn in hierdie wêreld. Nog steeds kom verskyn aan die Emmausgangers. En nog steeds in hierdie dag kom verskyn aan mense. Hierdie is die woord van God. Ons lewe 'n realiteit. En een van hierdie realiteite wat ons lewe, is die profesie wat die Bybel vir ons gee. Hoe dit elke slag akkuraat is. Hoe dit niemand kan kom en sê maar, hierdie is 'n valse profesie, dit het nog nie gebeur, of dit is veronderstel gewees om te gebeur het in hierdie spesifieke tyd, en dit het nie gebeur nie. Prys die naam van die Here, niemand kan dit sê nie. 1 Korintiërs 6, vers 14. Die Bybel lees as volg, die Bybel sê, God het deur sy krag die Here uit die dood opgewek, en so sal hy ons ook opwek. Hierdie is die woord, hierdie is 'n belofte uit die woord. Hy sê, God het Christus Jesus uit die doodheid opgewek deur sy krag, en so sal daardie opstandingskrag in ons lewe ook manifesteer, in ons lewe ook werk, en die Here sal ons ook opwek uit die dode. Die apostel skryf in die boeke van Thessalonisense, hy sê, wanneer die bassein geblaas word van die aartsengel, dan sal die dooies in Christus opgewek word en hulle sal opvaar. Hy sê, in 'n oogwink sal ons verander word. In 'n oogwink sal ons verander word. Hierdie is die realiteit van die woord waarin ons lewe. Daarvoor moet ons glo in wonderwerke. Daarvoor moet ons glo in genesing. Daarvoor moet ons glo in die bonatuurlike. Daarvoor moet ons hierdie dinge praktiseer. Daarvoor moet ons as bedienaars van die woord in hierdie dinge probeer stap. Ek kan nie sê ek is 'n prediker en ek glo nie in die opstanding van die dode nie. Ek kan nie sê ek is 'n prediker en ek glo nie God kan kanker genees nie. Ek kan nie sê ek is 'n prediker en ek kan nie glo dat God hoë bloeddruk kan genees nie. Ek kan nie 'n prediker is en ek sê, as hierdie die beloftes is wat God gemaak het aangaande my wanneer ek dood is, luister mooi, daar's geen lewe in my liggaam nie, ek is dood. Daar's geen lewe in my liggaam nie, ek is dood. Met ander woorde, in my doodstoestand het ek nie geloof wat my kan opwek nie. Ek weet ek praat met myself nou. In my doodstoestand en omstandighede, is daar nie geloof in my binneste, in my gebeendere, wat my kan opwek nie. Hoe sal ek glo God kan my opwek uit die dode, as ek nie kan glo God kan mense gesond maak nie?
Hoe kan ek glo God gaan my opwek uit die dode, maar ek kan nie glo God is 'n wonderwerkende God nie. As 'n kind van God in, jy is ingeskakel. Ons moet God glo. Ons moet die Here glo vir sy wonderdade. Ons moet die Here glo vir sy kragtige werke. Want die Here God is dieselfde gister, vandag, tot in alle ewigheid. Prys die Here. Ek lees Jesaja 26 vers 19. Jesaja 26 vers 19. Bybel sê, die uit u volk wat gesterf het, sal weer lewe, Here. Hulle sal opstaan, word wakker en juig. Julle wat in die doodryk is, soos die dou lewe gee u krag lewe, Here. Die aarde sal hulle wat lank al gesterf het, lewend teruggee. Selfs die profeet Jesaja, in sy tyd wat hy gelewe het, in 'n tydperk ver voor Christus, in 'n tydperk waar ewige lewe nie ter sprake was nie, in 'n tydperk waar op die opstanding nie ter sprake was nie, het al gesien. Die Here het hom die oog gegee, die Here het hom die insig gegee, die Here het hom die nodige visie gegee om te kan sien, dat sy krag nie net 'n krag is, wat in werking is wanneer 'n mens lewendig is nie. Sy krag is 'n krag wat beweeg, tot in 'n plek, waar jy nie meer lewe het nie. Geen wonder die Bybel sê, toe hulle die man in die graf gooi en sy liggaam kom in aanraking met Elisa se liggaam, toe lewe hy nie. Want die krag van God word nie beperk deur lewe en dood nie. Die wonders van God word nie beperk deur lewe en dood nie. Die bonatuurlikheid van God word nie beperk deur lewe en dood nie. Daar's nie 'n limit tot die krag van God nie, daar's nie 'n limit tot die salwing van God nie, daar's nie 'n limit waardeur God, 'n medium waardeur God nie kan beweeg nie. Selfs in jou dodelike toestand, wanneer jy eendag dood is en jy lê in jou graf, die krag van God is op jou lewe. Die salwing van die Here is op jou lewe. Daar dieselfde salwing, daar dieselfde krag, daar dieselfde wonderbaarlike bonatuurlikheid van God, as dit wat jou op sal wek uit die dode. Prys die naam van die Here. Jesaja is in sy dag waarin hy was gelewe in 'n baie vreemde tydperk. Sê Here, hulle sal opstaan. As die aarde hulle teruggee aan u, sal hulle lewendig wees. Oh my goodness gracious. Hy sê, uit u volk, hulle wat sterwe, hulle sal lewendig wees. Uit u volk, hulle wat sterwe, sal lewendig gemaak word. Die aarde sal hulle, as die aarde hulle teruggee aan u, sal die aarde hulle teruggee lewendig. Dis hoe die krag van God beweeg. Daniël 12 vers 2. Prys die naam van die Here. Dankie Here Jesus. My siel aanbid u naam. Daar is niemand soos u nie. Hoor wat sê die woord? Die woord sê, baie van die wat ontslaap het, sal uit die graf opstaan, party tot die ewige lewe en party tot die ewige skande en veragting. Party tot die ewige lewe, party tot die ewige skande en veragting. Maar hoor mooi, baie van die wat ontslaap het, sal uit die graf opstaan. Party tot die ewige lewe. Daniël, in sy dag, kon hy al sien. Oh my goodness. Daniël in sy dag kon hy al sien die bonatuurlike werke wat aan die kom is. Daniël in sy dag kon al sien die bonatuurlike werke wat aan die kom is. Hierdie is ons erfdeel. Waar jy ook al ingeskakel is vanaf, waar jy ook al hierdie video kyk, ek wil hê iemand op die bors druk en sê, hierdie is my erfdeel. Daniël het gepraat van my, Jesaja het gepraat van my. Hierdie is my erfdeel. Deur een man het die sonde in die dood gekom, maar deur 'n ander man kom die ewige lewe. Deur 'n ander man kom die ewige lewe, Almighty Jesus. Almighty Jesus. Deur 'n ander man kom die ewige lewe. Dis 'n baie interessante iets wat ek wil noem op hierdie video. Ons almal is bekend met Melchisedek, die hoëpriester. Melchisedek, die koning van Salem. Die Bybel sê hy was 'n priester in die tyd van Abraham. Vreemdste van alles is, ons ontdek eers priesterskap in die Bybel in die tyd wat Moses lewe, in Levitikus. En ons weet in Moses se tyd, na Moses, tot by Jesus, was daar priesters in die tempel. Volgens die orde van die Levitikus orde, volgens die orde van Moses. Jesus kom, en vandag verklaar die woord hom hoëpriester, en die woord verklaar hom hoëpriester volgens die orde van Melchisedek.
Ek weet ek praat myself. So al die priesters wat in die tydperk priesters was, onder die orde van Moses, was almal priesters volgens die orde van Moses, volgens die orde van Levitikus. Jesus kom en hy word genoem hoëpriester en hy is nie 'n hoëpriester van die wet nie. Jesus kom en hy's 'n hoëpriester en hy's nie 'n hoëpriester volgens die boeke van Levitikus nie. Jesus kom en Jesus is nie 'n hoëpriester volgens die orde van Moses nie. Jesus kom en Jesus is 'n my goodness, ek wil dit nie sê nie. Jesus kom en hy's priester van 'n wettelose orde. Jesus kom en hy's priester volgens die orde van 'n tydperk waar daar geen wet was nie. Diegene wat dit snap dit seker maar. Ek lees verder. Die verstanding waarby ek julle wil bring is, Daniël in sy dag het gesien, daar's opstanding. Daniël in die tydperk wat hy gelewe het gesien daar's opstanding. Het gesien, hy kan nie sy rug op die Here draai nie, want soos wat Petrus gesê het, Here, waartoe sal ek gaan? Waartoe sal ons gaan? U het die woorde van die ewige lewe. U is die ene wat die ewige lewe kan moontlik maak en ons is bereid om u te volg. Ons is bereid om te submit onder u. Almighty Jesus. Sê, waartoe sal ons gaan, Here? U het die woorde van die ewige lewe. Almighty Jesus. Hoor wat sy Job, hy sê, selfs nadat hierdie siekte my vel gevreet het, sal ek nog lewe en God sien. Almighty Jesus. Ek sal hom sien met my oë, met my eie oë sal ek hom sien. Hom en niemand anders. Ek smag daarna met my hele lewe. Job, wat 'n profetiese profetiese kreet het, wat in sy tyd lewe waarin hy was. En sê, al is my vlees opgevreet. En al sal ek sterwe, maar eendag sal ek God sien met my eie oë. Dit noem ons 'n profetiese kreun, of kreet. Hy praat dinge, wat hy geen confirmation van, wanneer hy sê verder, sê, ek smag daarna met my hele lewe. Hy sê 'n ding waarvan hy geen kennis het nie, waarvan hy geen ondervinding het nie. En dis waar ons dit het, as ons praat van 'n woord van kennis, of 'n woord, 'n woord van kennis. Hy praat 'n ding waarvan hy geen benul het nie. Hy noem iets waarvan hy geen benul het nie. Hy noem iets waarvan hy geen kennis het nie. En hy's akkuraat. Want iets binne in hom het hom gesê. Iets binne in hom het hierdie kreet uitgekreet. Het hierdie roeping, iets binne in hom het hierdie roeping gemaak. Die diepte wat roep na die diepte. Die bonatuurlike wat roep na die bonatuurlike. Lewe wat roep na lewe. Almighty Jesus. So hoor wat sê die boeke van Romeine 6 vers 5. Die opstanding uit die dode. Dis 'n belofte vir ek en u. Dis die belofte vir ek en u. Ek wil nie sê dis ons fondasie in Christus nie. Ons fondasie in Christus is liefde. Ek wil nie sê die opstanding uit die dode is hoekom ons hier is nie. Liefde maak dat ons is waar ons is in Christus. Liefde is wat maak dat ons is waar ons is in Christus. En dis wat ek wil noem vir elke individu daar buite kan wat my kyk. Die oog moet nooit daar wees, ek wil die hel escape om die ewige lewe wil te hê nie. Die oog moet daar wees, ek wil 'n veranderde lewe, ek wil veranderd wees. Ek wil 'n goddelike lewe lewe. Ek wil 'n liefdevolle lewe lewe. Liefde grensloos, wat kom in jou hart, deur 'n bonatuurlike werk van die Heilige Gees, wat jou hart kom besny bonatuurlik. Dis die liefde wat ons het waar ons is. Hoor wat sê Romeine 6 vers 5, hy sê, aangesien ons met hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook met hom een wees in sy opstanding. Ons het in sy dood een geword met hom, ons sal in sy opstanding ook een word met hom. Ons sal in sy opstanding ook een word met hom. Hierdie is 'n kragtige een, hy sê, ons weet tog, dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is. Ons weet tog, die sondige mens wat ons eens was, vir verlede tyd, die sondige mens wat ons eens was, is gekruisig saam met Christus. Die sondige mens wat ons eens was, is gekruisig saam met Christus. Die sondige mens wat ons eens was, is gekruisig saam met Christus, die opstanding uit die dode. En hy gaan verder en hy sê, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word.
Oh my goodness, die wonderbaarlike dinge wat God gekom doen het in Christus. Die wonderbaarlike dinge wat God gekom doen het vir ons in Christus Jesus. Hy sê, sodat ons sondige bestaan beëindig kan word, sodat ons sondige bestaan beëindig kan word, sodat ons sondige bestaan beëindig kan word. Oh my Jesus. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. Maar iemand wat in Christus is, maak 'n keuse om sonde te wil doen. Is nie 'n slaaf van sonde nie. Iemand in Christus wat verslaaf is verslaaf omdat hy wil verslaaf wees. Daar is die skrif. As jy in Christus is jy nie meer 'n slaaf van die sonde nie. Nou die woord wat God vir Kain gegee het, Kain gesê, Kain die sonde lê en loer en sy begeertes na jou, maar jy moet daaroor heers. Guess wat, God het ons nou die mag gegee, die krag gegee, die wilskrag gegee om oor sonde te heers. Iemand wat in Christus is, wat in sonde lewe, dis die keuse wat die persoon maak. Jy is nie meer 'n slaaf van sonde nie. Jy het die vermoë om te heers oor sonde. Iemand wat in Christus is, wat nie sy ways verander nie, dis nie omdat hy nie kan nie, dis omdat hy nie wil nie. Dis 'n realiteit, dis die skrif, hy sê, is meer slaaf van die sonde nie. Iemand wat nie in Christus is nie, is 'n slaaf van sonde. Iemand wat in Christus is nie meer 'n slaaf van sonde nie. Oh mighty Jesus. Maar hy sê in vers 6, ons weet die sondige mens wat ons eens was, is saam met Christus gekruisig. En nou is ons sondigende lewe wat ons eens gelewe het, is beëindig. Ons sondigende lewe wat ons eens gelewe het, waar ons vasgevang was onder sonde, is beëindig. Ons het die vermoë om te regeer oor dit. Ons het die vermoë om te heers oor dit. Johannes 11 vers 26. Dankie Here Jesus. My siel aanbid U naam. Toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. Vers 26, en elkeen wat lewe en in my glo, sal in ewigheid nooit sterwe nie. En hy vra haar, glo jy dit? Jesus wat hierdie magtige stelling maak. Hierdie is die belofte wat ons in Christus het. Ons sal in hom opstaan. Ons sal sekerlik sterwe, omdat ons 'n verbondenheid het met Adam. Maar ons sal sekerlik opstaan, omdat ons 'n verbondenheid het met Christus. Net soos wat hy opgestaan uit die dode, so sal ons opstaan uit die dode. 'n verheerlikte liggaam, 'n onsterflike liggaam, 'n bonatuurlike liggaam. Dis dinge waarna toe ons uitsien. Dis dinge waarna toe ons uitsien, prys die Here. 1 Korintiërs 15 vers 58. Wat sê die woord? Wat sê die woord? Daarom, liewe broers, wees standvastig. Hierdie is mooi. Daarom, liewe broers, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in die diens van die Here nie te vergeefs is nie. Daarom, broeders, wees standvastig. Dis 'n bemoediging. Onwankelbaar, maar nie toelaat dat enige iemand jou weghaal, wegsmokkel, jou gedagtes kom verander, met jou gedagtes kom speel oor jou geloof wat jy het in Christus nie. Sê, wees onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in die diens van die Here nie te vergeefs is nie. Sê, alles wat julle doen vir die Here, alles wat julle doen in die Here, alles wat julle doen in die werk van die Here, in die tuig, in die akker, hy sê, dis nie te vergeefs nie, julle weet het. Wees standvastig, terwyl julle besig is in die akker. Wees onwankelbaar, terwyl julle besig is in die akker. Wees altyd deur oorvloedig in die werk van die Here. Gaan die ekstra myl met die werk van die Here. Gaan die ekstra myl as dit kom by die werk van die Here, gaan die ekstra myl, dis wat hy sê. Gaan die ekstra myl met die werk van die Here. Want julle weet, alles wat julle doen, elke opoffering wat julle maak, elke predikasie wat jy preek, elke opoffering wat jy maak, elke saad wat jy saai, elke mens wat jy bemoedig in die straat, by jou werk, by waar ook al, elke mens wat jy bemoedig, enige iemand wat jy voorbid, enige iets wat te doen het met die goddelike ding, hy sê, doen dit in oorvloed. Moenie ophou daarmee nie, doen dit. Moenie ophou daarmee nie, doen dit, en 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 saai, en saai, en saai, en saai, en saai, en hy sê, julle weet, hierdie dinge wat julle doen, as julle dit doen,
Dis nie te vergeefs nie. Hy sê, dis nie te vergeefs nie. Oh, my Jesus. Hy sê, dis nie te vergeefs nie. Saai. As jy kans kry, saai. As dit op social media is, saai. As die geestelike post is wat jy opsit, jy is besig om te saai. Constantly besig wees in die akker. 1 Tessalonisense 4 vers 13 en 14, en ek sluit af met hierdie woord, hy sê, ons wil hê broers, dat julle nie onkundig moet wees oor wat met die ontslapenis gaan gebeur nie. Moenie onkundig wees met wat gebeur met die mense wat al gesterf het nie. Hy sê, dan sal julle ook nie treur nie, soos die ander mense wat geen hoop het nie. Ons glo immers dat Jesus gesterwe, maar ook opgestaan het. Net so glo ons ook dat God saam met Jesus die ontslapenis wat in hom geglo het, na hom toe sal neem. Oh my Jesus. Dit sê ons vir julle op grond van wat die Here vir ons gesê het. Ons wat bly lewe tot die wederkoms van die Here, sal die ontslapenis hoegenaamd nie voorwees nie. Sê ons wat bly lewe, as daar mense is wat in die lewe is, wanneer Christus Jesus terugkom, hy sê as ons opvaar, sal ons die ontslapenis hoegenaamd nie voorwees nie. Hulle wat gesterwe het, as u verder gaan lees in 1 Tessalonisense 4, hulle sal verander word na oogwing. Hulle liggame sal verheerlik wees. Prys die naam van die Here. Hierdie is die beloftes van die woord, hierdie is die beloftes van God. Volgende diens sal ek baie graag wil praat, volgende week Sondag, as die Here se wil daar is. Wil ek baie graag praat oor om in die gees te lewe. Hoe lewe 'n mens in die gees? Ek vertrou die Here dat hierdie woord inspirerend was vir elkeen van julle wat ingeskakel was, prys die Here. Ek glo dat die nuwe moed het, die wete dat die beloftes van die skrif nie te vergeefs is nie. Ek glo jy het nuwe moed om te ploeg in die werk van die Here, soos nooit tevore nie, want dis nie te vergeefs nie. Kom ons hou ons oë gefestig op Christus Jesus, die hoop van ons heerlikheid, prys die Here. Vader, baie dankie vir hierdie woord. Baie dankie vir elke individu wat ingeskakel is. Baie dankie vir elkeen wat na hierdie woord geluister het. Ek bid, Vader, kom seën elke individu onder die invloed van my stem, en ek bid, Here, kom beskerm hulle kinders, kom beskerm hulle huise, kom beskerm hulle voertuie, beskerm hulle besittings. Ek bid, Vader, kom beskerm elkeen van hulle familie ver en naby. Ek bid, Vader, dat julle sal in die holte van u hand hou in die naam van Jesus Christus die Nasarener. Word verheerlik in hierdie dienswerk, word verheerlik in Jesus magtige naam bid ek. En ek bid, Here, is onbekende week voor ons. Ek bid, Here, kom wees saam met elkeen, kom beskerm elkeen, kom behoed en bewaar hulle. Vader, hulle wat werk toe gaan, terug huiswaarts kom, behoed en bewaar hulle in Jesus magtige naam bid ek. Baie dankie, Vader. Amen. Julle moet al die deur onthou, Jesus Christus is lief vir julle.